Laasweek nou praat ons bietjie oor hoe ons hierdie sekere goed moet afbreek in ons lewe en hoe ons moet vrykom van sekere maniere hoe ons glo en dinge wat ons eintlik dink dit is hoe dit moet wees en ons het hierdie goed nodig om vorentoe te gaan terwyl ons eintlik net die Here nodig het, né? Onthou, die plan wat die Here vir jou lewe het net die Here nodig. Die Here gaan voorsien wat hy wil voorsien. Die Here gaan bring wat hy wil bring. Hy gaan wegvat wat hy wil wegvat. Want hy het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan. En as hy eerste kan wees, kan ons vorentoe gaan in hierdie roeping wat hy jou in voorroep. En hierdie week terwyl ek besig is om te bid en ek sonder 'n bietjie af en ek vra vir die Here, waartoe wil ons volgende vat? Lei hy my na die boek van Nehemia toe. En dit is so 'n interessante storie eintlik. Want die storie van Nehemia en hoe hulle hierdie mure opbou en herstel, want hulle is besig om die mure van Jerusalem te herstel in die stukkie wat ons gelees het. Dit begin nie net hier in Nehemia nou nie. Maar dit begin eintlik al die jare terug. Want onthou julle, daar was 'n punt gewees waar die Israeliete in ballingskap ingegaan het. Alright? Deur die Babyloniese koninkryk. Onthou julle dit? Nê? Almal daar? Hulle vir 70 jaar was hulle in gevangenis. Was hulle in hierdie ballingskap. En daar was 'n punt gewees waar die Persiese koninkryk opgekom het en hulle het hierdie Babyloniese koninkryk oorwin en die Persiese koninkryk was toe in beheer en hulle gee toe vir Israel die opsie om terug te gaan na hulle land toe. En nie baie nie, maar 'n klompie van hulle het gesê, ons gaan teruggaan na die beloofde land toe. Ons gaan teruggaan na Jerusalem toe. Maar in hierdie 70 jaar wat hulle weg was Jerusalem afgebreek en afgebrand en die mure was afgebreek en al die dinge het gebeur. En dan tel ons hierdie storie op in Ezra. Want in Ezra kom hulle en hulle is besig om die volk se geestelike fondasie eintlik te herstel. En wat gebeur daar is hulle bou die tempel oor en hulle die mure probeer oorbou en julle kan dit lees in Ezra 4, maar hulle het dit nie reg gekry nie. Daar was aanvalle gewees en allerlei dinge het gebeur en hulle kon nie die muur klaarbou nie. Maar hierdie keer in Nehemia, wat vir my so amazing was, is dit, dat hierdie keer gaan dit anders te wees. Hierdie keer wat hulle die muur probeer herbou, is dit anderste. Hoekom? Want Ezra se tema gaan oor geestelike herstelling. En ek weet nie van jou nie, maar as jou fondasie reg is dit nie wat die woord sê nie, as jy op die regte fondasie jou lewe bou, op die rots, op die ewige rots, dan kan die storms en die winde en die reën en allerlei dinge maar kom, maar hierdie huis sal nie breek nie. Sien, so in Nehemia is hulle geestelike fondasie reg. Hulle het teruggedraai na die Here toe. Hulle het die tempel herbou, hulle het uitgeroep na God toe. Hulle is weer in 'n plek waar God eerste is in hulle lewe. Hulle bou nie meer op die sand nie, maar hulle bou op die rots. En dit laat my dink aan hierdie skrifgie in Psalm 28 vers 7, wat so mooi is, wat sê, die Here is my sterkte en my skild. Hy sê, my hart vertrou op die Here. Hoor wat sê hy? Ek is gehelp. Dis amazing. Hoor daar, ek is gehelp. En dan sê hy daarna, as gevolg van dit, jubel my hart. En ek sing die lofsange vir die Here uit. Ek loof die Here, ek prys die Here. Sien my boetie en my sussie, wanneer jou hart, as jou vertroue in die Here, as jy met jou hele hart op die Here vertrou, dan kom hierdie vrede oor jou, wat jy nie kan verduidelik nie. Hierdie opgewondenheid kom oor jou, wat jy nie kan verduidelik nie. En dit beteken, al kom die storms en die wind en die reën en allerlei dinge kom teen ons, gaan ons nog steeds uitsing na die Here toe, want ons jubel en juig oor die feit, dat ons is gehelp deur Jesus Christus. Ons is gehelp deur God, en hy is vir ons, nie teen ons nie. En daarom, my boetie en my sussie, kan ons uitsing, al is dit donker. Daarom kan ons die Here se naam groot maak, al is dit hoe woes om jou, nee? En dis hoekom hierdie keer vir die kinders van Israel in Nehemia gaan dit anders te wees. Want hulle geestelike fondasie is reg. Hulle is op 'n plek om te sê, die Here is eerste in my lewe. Die Here is op die regte plek. En dit is amazing, want julle moet onthou, dat na geestelike herstelling, gaan daar 'n fisiese herstelling ook plaasvind. Daar gaan dinge begin ook verander in jou lewe, wanneer jy die Here weer in sy regte plek sit, as eerste in jou lewe. En ons stel hierdie storie op in Nehemia, en hy is die koning se skinker in die paleis, né? Hy is in die koning se huis, en hy beweeg rond, so hy is nie in Jerusalem, in die begin van Nehemia nie. Hy is nie. En hy skryf, en ons lees dit in Nehemia 1, vanaf vers 3 tot 4, hy vra vir hulle, hoe gaan dit daar? Hy vra vir die mense wat in Jerusalem is, hoe gaan dit in Jerusalem? En hoor wat sê hulle vir hom? Hulle sê vir hom in die dag,
En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad. En die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween en ek het baie dae lank getreur. En dan sê hy, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God van die hemel. Ek lees hierdie stukkie hierdie week en ek lees hoe Nehemia vra oor hoe gaan dit in Jerusalem. Onthou, hy is nie daar nie. Hierdie groep mense, hierdie groep Israeliete het uitgetrek uit hierdie provinsie uit terug na hulle huis toe. Terug na hierdie stad toe wat ons vandag nog oorlees. Hierdie stad waar hierdie groot manne van die geloof in beweeg het. Jy weet, Dawid, hulle almal was in hierdie stad as koning. En hy wil uitvind, hoe gaan dit? En jy kan amper sy opgewondenheid hoor, hy wil hoor, hoe gaan dit by die huis? Hoe gaan dit by daai plek? En hulle skryf terug en sê, dis gebrand, dis verpletterd, die mure lê stikkend. En ek kan amper die emosie hoor, hoe hy sê, hy het gehuil daaroor, en hy het getreur daaroor, en hy was ontsteld daaroor. Want hierdie stad wat eendag so groot was, en so amazing was, en waar al die mense beweeg het, is nou amper soos 'n spookdorp, afgebreek en verbrand. En ek lees hierdie stukkie, en hy lees oor hoe die mense sê, hulle probeer net oorleef. Voel dit nie partykeer vir jou ook so, dat al wat ons probeer partykeer doen, is net oorleef nie? Partykeer kan die dinge om ons so moeilik raak, en kan so die mekaar raak, en ons kan so angsbevange raak oor die toekoms, en so bang raak oor wat gaan gebeur, of wat ook dit mag wees, dat al wat ons doen, is ons probeer net oorleef, en ons word gedryf deur hierdie vrees, en deur hierdie angs, en hierdie goed vou jou so toe, en dis 'n gevaarlike plek, want al kom jy deur die storm, gaan jy nooit werklik agterkom jy's deur die storm nie, en jy gaan altyd net in hierdie fase bly, van oorleef net, hou net aan, en jou kopie af, en jy gaan nooit die goedheid van God sien, wat hy in jou lewe doen nie, want jy is so gefokus op al die negatiewe dinge. Want ons probeer net oorleef. En my boetie en my sussie, ek wil vir jou vandag sê, dat daar is fases in jou lewe, wat dit gaan gebeur, waar jy gaan moet net staan, en bly staan. Maar dit is nie al waarvoor die Here jou geroep het nie. Ons is nie gemaak om net te oorleef nie. Die Bybel sê dat jy is meer as oorwinnaar deur hom wat jou liefhet. Die Bybel sê daar's planne vir jou vir voorspoed en nie teëspoed nie. Daar's 'n doel, daar is 'n roeping oor jou lewe, en ja, daar's tye in jou lewe wat jy gaan moet vas staan en jy gaan moet oorleef, en daar's tye wat dit gaan gebeur want jy's in die storm, ek verstaan dit. Maar dit kan nie al wees wat jou dryf, is die vrees om net te oorleef nie. Want ons is meer as oorwinnaars. En partykeer moet ons 'n tree terugvat en sê, Here, help my om weer die goedheid van God raak te sien. Help my om nie die situasie te sien as wat dit is nie, maar om te sien as wat U deur dit kan doen. Want ons sien partykeer hierdie donker oomblikke en jy kan eerder kies, dit kan die einde wees of jy kan 'n getuienis sien. Hoe kyk jy na dit? Wat is jou uitsig oor dit? Wat is jou gemoed oor dit? Word jy gedryf deur vrees? Of word jy gedryf met die idee dat God het 'n roeping en 'n plan vir jou lewe en hy se hand is nie te kort om jou te help nie. Hy is ook nooit laat nie. Hy weet presies wat hy doen. Presies.